My naam is Adam. Ek was die eerste mens wat geskape is. Volmaak, sondeloos en in die mooiste plek op aarde gebly, die paradys, die voëlsang, die plante groei. En elke dag het die Skepper met my kom kuier. Maar nou is ek heeltemal verwoes. Ek staan nie by die lijk van my kind. Abel, maar hy's dood. Ek het al 'n kind verloor. Maar weet julle wat maak dit so erg? Sy broer het hom doodgeslaan. My vrou is hysteries. Eva is hier by die kind se lijk. Sy sê aan hom, Adam, kyk hier. En sy vat aan Abel, maar Abel praat nie met haar nie. Sy sê, Abel. Ek weet nie of jy aan die lijk van jou kind al gevat het nie. Of jy jou kind gesien het voor jou dood lê nie. As jy dit nog nie ervaar het nie, wil ek net vir jou sê, daar is nie groter pyn as dit nie. En wat dit so erg maak, so verskriklik erg maak, sy broer, Kain. Ek sê vir Kain, wat het jy gemaak? En by die moordtoneel val my oog op die altaar wat my seun Abel gebou het. Hy het 'n lam hier kom offer. Die lam is aanvaar. Dis net die as wat daar lê. En terwyl ek wonder, hoe gaan ek van hierdie begrafnis vorentoe in die lewe beweeg? Hoe gaan ek met hierdie pyn van die dood van my kind saamleef? Skiet iets in my gedagtes. 'n ander lam. So kom ek vat julle na die storie van die ander lam toe. God het vir ons hierdie pragtige tuin gegee en om ons karakter te toets en te ontwikkel, het hy vir ons die vermoë gegee om te kan kies. Jy kan nie karakterontwikkeling doen as jy nie kan kies nie. Daar's nie liefde as jy nie kan kies nie. Daar's nie groei en sinvolheid as jy nie kan kies nie. So die boom was net daar om ons te laat besluit ons lojaliteit by God plaas. Niks anders te nie. En daar is vir ons gesê om weg te bly van daai boom, want dit is die enigste plek waar die duiwel, wat altyd deur mediums werk, toegang gehad het. En so waar Eva stap op 'n dag soontoe. En sy luister na die verleidelike leuns van die vyand. En hier kom sy aangestap na my toe. Adam, weet jy wat, ek het van hierdie vrugte geëet. Ek voel so goed. En vir die eerste keer ervaar ek pyn. 'n Fenomeen wat ek nie voorheen geken het nie. En trane begin te rol uit my wange. Dit is die eerste keer wat ek huil. Ek het hierdie seer nie geken nie. Want ek besef, Eva, God het gesê, die dag as julle daarvan eet, gaan julle sterf. En ek het geweet, dit is verby. Eva gaan vandag sterf. Want as God gesê het, hy gaan iets doen, dan doen hy dit. En ek het Eva gevat, vasgedruk, en gehuil. Dit was so hartseer. Dit was so hartseer. Toe neem ek 'n besluit. Ek gaan saam met haar sterf. Dis die grootste fout wat ek gemaak het. My liefde vir Eva is eintlik groter as my liefde vir my Skepper. En ek vat kos uit haar hand en ek eet daai kos. En toe gebeur 'n tragiese iets. Die kleed van lig
wat ons aangehaat het verdwyn. En hierdie verskriklike skuldgevoel het deur ons gemoedere begin spoel. Ons moet onsself klee, ewe skielik het ons skaam gevoel. En toe pleeg ons altyd dieselfde moord op dieselfde dag. Ons vat daai pragtige vyeblare en ons breek hulle af. Hulle wat geleef het, is nou op pad dood toe soos ons. En ons het ons aangetrek met vyeblare. En ek sê vir Eva, wat gaan ons maak as die Skepper ons 'n bietjie later in die koel aandwindjie kom besoek? Sy sê, Adam, kom ons kruip weg. Sy het skaars gesê, toe hoor ons 'n huilstem. Adam, waar is jy? En hier vind hy ons met ons nuwe klere drag, symbool van dood. En hy kyk in ons oë, en ek sien pyn in sy oë. En in ons oë sien hy skuld, ontvlugting. Ons blameer mekaar. Ek kan nie vir julle sê hoe die Skepper by ons gestaan en huil het nie. En toe sê hy vir ons iets baie belangriks. Hy sê my karakter het 2 komponente. Ek is liefdevol, maar ek is ook regverdig. By my is daar genade, maar by my is daar ook wet. As die wet oortree word, moet daar genade wees. En voordat hy sy doodste kreet aankondig, sê hy vir die slang, wat 'n medium van die duiwel was, jy gaan my in die hakskeen byt. Dit gaan baie seer wees. Maar ek gaan jou kop vermorsel, gaan 'n einde aan jou maak. En toe kom God, en hy kondig die doodstraf aan. Maar die doodstraf het hy op homself gevel. Ek kon dit nie verstaan nie. Ons moet daai dag sterf. Hy sê, ek gaan sterf. Ek sê, Skepper, nee, ons sal vir ons eie sonde sterwe. Hy sê, nee, ek gaan vir julle sterf. Kom ek illustreer vir julle hoe ek dit gaan doen. Adam, ek wil hê jy met die mooiste skaap, die een waarvoor jy die liefste is, met die witste wol, moet jy vir my bring. Ek doen dit toe die skaap het sy naam geken en ek het hom geroep en die skaap het aangekom na my toe. In my oë gekyk, 'n volmaakte skaap sonder enige neigings tot die kwaad. En hy sê, Adam, vat 'n skerp ding en dan sny jy sy keel af. Ek sê, Here, ek kan nie. Hy sê, Adam, as jy dit nie doen nie, is daar nie hoop vir jou dat ek en jy eendag weer saam gaan wees in 'n paradys nie. Ek kyk daai skaap in sy oë en hy kyk vir my. En ek sny sy keel af. En vir die eerste keer sien ek 'n substans, rooi. Ons noem dit nou bloed. Hier oor sy skoon wit wol vloei. Dit rooi bevlek. Die skaap kyk vir my en ek kyk vir die skaap. Dit is asof daai oë vir my sê, Adam, jy het my naam gegee, wat maak jy met my? Uiteindelik, toe val daai skaap dood neer. Toe besef ek die erns van die dood. Dis die eerste keer wat ons dood ervaar.
En toe verduidelik die Here vir ons iets. My wet sê julle moet sterf. Maar Adam, iewers in die toekoms, gaan ek 'n mens kom word, 'n tweede Adam. En die pak slaap wat jy nou moet kry, gaan ek dan op myself laat neerkom. En ek gaan sterf soos hierdie skaap nou gesterf het, so gaan ek sterf. Sodat julle vir ewig kan lewe. Ek val die straf van die dood op my, sodat julle vir ewig kan lewe. En nou staan ek en Eva daar naak. Toe doen hy die tweede mooi iets. Hy slag die vel van die skaap af en hy maak vir ons 'n bedekking. En hy verduidelik vir my en vir Eva, iewers vorentoe gaan ek my pragtige kleed van geregtigheid uittrek en julle naaktheid bedek met my geregtigheid. En dit is die pragtige boodskap van die evangelie, my vriend. Ek, Adam, het die offer van God aangeneem. Ek sien uit na die herstelde paradys, waar daar 'n boom van die lewe gaan wees, en waar daar water gaan vloei uit die troon van God, die water van die lewe. Ek wil jou vra, aanvaar die offer van Christus se soendood. En wanneer jy dit aanvaar, het jy nie meer 'n verlede nie. Jy het nie meer geskiedenis nie. Hy word jou geskiedenis. En jy is gered vir ewig. Ek sien uit om jou in daai paradys te sien. Ons weer geluk gaan ervaar. Soos wat ek, Adam en Eva, aan die begin ervaar het. Mag die Here met jou wees, terwyl jy hierdie groot besluite neem. Baie dankie dat jy na die aanbieding gekyk het, ons waardeer dit. Klik hier om in te teken op ons kanaal. Dan kan jy op die klokkie klik en kennisgewing kry van toekomstige gebeurtenisse. En klik hier om na die volgende aanbieding te kyk. Ek wil julle baie graag weer sien. Totsiens.